By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Die musiek is lieflik. Kom ons raak rustig en ons luister verder. Vandag doen ek iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek het my praatjie geskryf en ek het hom gekopieer en 'n volgende weergawe gemaak en hom geredigeer en ek het dit weer gedoen.
Ek gaan vir julle 3 weergawes van dieselfde praatjie lees, maar met elke keer 'n totaal ander toon. Die eerste een sal ek graag wil noem 'n satiriese inslag. So 'n mens gaan half dink genigtig, kon jy dit nie sagter gestel het nie. Die tweede een is bloot bietjie met humor gevul en dan die derde een kom dan nou ernstig huis toe. So die eerste een se titel is ook anders as die tweede. Hy sê tussen kersversierings, kosmiese yoga posisies en Darwin. 'n Satiriese ondersoek na metaforiese spiritualiteit en diep sekularisme. Nou die inleiding sê, my buurman en die kosmiese wifi. Ons leef in 'n tyd waar mense na 2 dinge in die lewe smag. 'n Ordentlike internetverbinding en 'n sin vir betekenishegting wat nie meer bandwydte vra as wat hulle emosioneel kan bekostig nie. Koos is 'n goeie voorbeeld. Koos glo vas daar is 'n kosmiese wifi. Hy weet nie presies waar die router is nie, ergens tussen Genesis en 'n YouTube video oor kwantumgenesing. Maar hy is oortuig sy siel vang soms 'n sein op. Gewoonlik net na 'n glas wyn en 'n stukkie boerbokkaas. Dion weer is 'n trots sekulêre mens. Hy glo in niks behalwe wetenskap, koffie en sy hond nie. Maar hy praat meer oor die misterie van die heelal as enige dominee wat ek ken. En dis vandag se tema. Die verskil tussen mense wat antieke tekste metafories lees en mense wat sonder enige spiritualiteit maar met diepte leef. En veral, hoe bring ons al hierdie karakters byeen in een praatjie? Sonder dat iemand 'n klip gooi of 'n mantra begin sing. Die metaforisie. Die mense wat antieke tekste lees vir inspirasie, maar nie vir instruksies nie. Hierdie groep is dikwels fyn besnaard. Hulle is soos mense wat 'n kookboek lees, nie om te kook nie, maar om die foto's te bewonder en dan 'n kaastoebroodjie te gaan maak. Hulle glo nie meer daar was 'n tuin met 'n slang en 'n naakte tuinierpaar nie. Maar hulle hou wel van die slang as 'n argetipe vir ons eie kompleksiteit, begeertes en onbewuste sabotasie. Met ander woorde, die slang is eintlik net ek en jy op 'n maandagoggend. Hulle lees die psalms nie as geskiedenis nie, maar as poësie vir die siel. Hulle kyk na die Boeddha nie as 'n godsdienstige, demigoddelike figuur nie, maar as 'n soort antieke terapeut met 'n meditasiekussing. Hulle kom bymekaar in groepe en lees antieke tekste soos ander mense wyn proe. Ek proe hier 'n ligte ondertoon van eksistensiële angs met 'n sweempie metafisiese verlange en 'n houtagtige eindnoot van patriargie. Die ironie is, hulle hou nie van letterlike gelowiges nie, maar hulle het ook 'n subtiele afkeer van absoluut sekulêre mense. Hulle leef gemaklik in die middel. Wanneer iets vir hulle werk, is dit 'n metafoor. Wanneer dit nie werk nie, is dit 'n kulturele konstruksie. Ek sê nie hulle is inkonsekwent nie. Ek sê net, hulle is kreatief met die stringe van betekenis wat hulle uit antieke geskrifte vleg. Die sekulariste. Die mense wat nie spiritueel is nie, maar dikwels meer begrond leef as almal van ons saam. Sekulêre mense is interessant. Hulle het die groot pragmatiese voordeel dat hulle nie met die kosmiese administrasie sukkel nie. Hulle wonder nie, wat sê die heelal vandag vir my nie, want die heelal praat nie. Dit is stil en koud en vol donker materie wat nie vir jou omgee of jou tydsberekening wanneer jy 'n eier gekook probeer kry nie. Maar hierdie mense het dikwels diep deernis, filosofiese edelheid, 'n fyn morele kompas
en 'n sielkundige insig wat jy gewoonlik net in mense kry wat minstens 2 keer in hulle lewens verlief geraak het en 1 keer heeltemal stikkend was. Die sekulêre persoon sal vir jou sê, ek glo nie in 'n kosmiese plan nie, maar ek glo jy moet jou medikasie drink. Hulle het 'n morele eenvoud wat skoon en eerlik is. Wees ordentlik, menslik, wys. En as jy nie kan nie, drink water en gaan slaap. Die ironie. Hulle sê hulle glo in niks misterieus nie, maar hulle staan ure lank na die sterre en staar. Hulle praat oor bewustheid soos 'n zenmeester. Hulle het 'n hele kosmologie. Dit het net nie 'n logo, 'n kerkraad of 'n wierookrekening nie. Die groot komedie. Hoe hierdie twee groepe na mekaar kyk, blyk die mees fascinerende te wees. Metaforisie dink sekulêre mense mis iets. Jammer Dion, jy het net nie die innerlike sintuig vir misterie nie. Dis dieselfde ding wat mense altyd vir introverte sê. As jy nie het wat hulle het nie, dink hulle jy het 'n verstoring. Sekulariste dink metaforisie is net baie mooi mense wat te veel lees en moontlik 'n bietjie te gemaklik is met die woord energie. Die metaforisie mediteer. Die sekulariste beoefen bewustheid, maar hulle noem dit net asemhaal. Die metaforisie glo aan 'n dieper verhaal. Die sekulariste glo aan terapie en vroeë kinderjare trauma. Die metaforisie lees Rumi. Die sekulariste lees Oliver Sacks. Die metaforisie glo alles is betekenisvol. Die sekulariste glo partydinge gebeur net omdat die kat op die kombuiskas gespring het. Wat sê die sielkunde? Moderne sielkunde wys vir ons dat mense 3 dinge nodig het. 'n narratief, 'n gemeenskap, 'n praktyk wat grond onder hulle voete plaas. Dis waarom metaforiese spirituele mense floreer. Hulle het al 3. En dit is waarom sekulêre mense ook floreer. Hulle bou hulle eie weergawe, meer minimalisties, maar net so funksioneel. Dis soos die verskil tussen 'n vol orkes en 'n enkele viool. Al twee kan jou laat huil, as die musiek goed gekomponeer is. My persoonlike teorie is, ek dink die mensdom bestaan uit 3 breë groeperings. Ek glo dit nie regtig nie, maar ek hou vandag by vereenvoudiging. Die letterlike gelowige. Hulle hou van instruksies. Hulle eet waarskuwingstekens vir ontbyt. Maar hulle sluit nie by vandag se tema aan nie. Die metaforisie. Hulle gebruik antieke stories soos 'n biblioteek van menslike ervaring. Die sekulêre diepteswemmers. Hulle gebruik die wêreld self as hulle teks. En die ironie, al 3 probeer net sin maak uit die feit dat ons op 'n roterende klip hang wat al 4,5 miljard jaar lank sukkel om verstaan te word. Die satiriese slotsom. Ons is almal in dieselfde boot. Die groot waarheid is, of jy nou metafories spiritueel is, of diep sekulêr, jy's 'n mens op soek na insig. Die een lees antieke geskrifte, die ander breinwetenskap. Albei sit uiteindelik Sondag aand in die bed en wonder, het ek genoeg gedoen? Was ek liefdevol? En waarom was ek weer so kort af met daardie kassier by die supermark? Ons almal leef met 'n bietjie angs, 'n bietjie misterie, 'n tikkie humor en hopelik 'n bietjie wysheid. So wanneer iemand vra, is jy spiritueel of is jy sekulêr? Kan jy met trots sê, ek is bloot 'n mens wat probeer sin maak uit die chaos rondom my en binne in my, met 'n skeut humor en 'n teelepel nederigheid. Laat my eindig met 'n denkbeeldige aanhaling van 'n wyse wat nooit geleef het nie. Party mense soek God in antieke woorde. Ander mense soek betekenis in die heelal. Ek soek deesdae dikwels na my bril. Ronde nommer 2.
Waar vind mens betekenis? 'n Humoristiese ondersoek na antieke metafore, sekulêre verwondering en almal wat verdwaal op die pad. Die 3 soorte mense in 'n tempel. Daar is 3 soorte mense wat 'n antieke tempel besoek. Die spiritueel metaforiese mens. Hy stap in, hy kyk na 'n beeld van 'n ou profeet en hy sê, ag, dit is natuurlik 'n archetypiese voorstelling van die self in sy transformatiewe fase. Die sekulêre mens stap in, hy kyk na dieselfde beeld en sê, dis 'n ou man met 'n stok, kom ons gaan eet iets. Die gewone mens, hy kyk, frons en fluister, het iemand die wifi wagwoord asseblief. En elkeen vind, soos dit in spiritualiteit gaan, presies waarvoor hy nie gekom het nie. Waarom lees moderne mense antieke geskrifte? Kom ons wees eerlik, niemand verstaan regtig die antieke tekste nie. Nie eens die antieke mense het dit verstaan nie. Dit is waarom hulle so baie voetnotas bygesit het. Maar moderne spirituele mense lees hierdie tekste nie om dit te verstaan nie. Nee, hulle lees dit om hopelik anderkant as verligte mense uit te kom. Iemand vertel, hy was by 'n groep waar iemand sê, die hele Jona verhaal is natuurlik 'n metafoor vir liminêre bewussyn. Toe vra hy, het jy al ooit liminêr op 'n vorm ingevul? Toe verander die persoon die onderwerp na sy chakras. Maar die waarheid is, antieke tekste is spieëls. Ons herken onsself daarin. Wanneer jy lees van Moses wat 'n volk uit Egipte lei, hoor jy jou terapeut se stem. Kom ons beweeg nou aan en uit daardie ou patroontjie, né? En jy dink, ek wil, maar Farao het lekker aircon. Die sekulêre mens is 'n baie spesiale spesie. Hulle is fascinerend. Hulle glo nie in wonderwerke nie, maar hulle glo vas dat hulle 2 koppies koffie nodig het om te funksioneer. En elke oggend gebeur 'n wonderwerk. Hulle funksioneer. Die sekulêre mens leef dikwels die mees etiese lewe van almal. Hy sal jou kat versorg wanneer jy nie tuis is nie, jou tomaties nat lei, jou kinders oppas en dan vir jou verduidelik dat moraliteit 'n evolusionêre noodsaak was vir groepsamewerking. Dis eintlik mooi. Dis soos om iemand te sien huil by 'n Chopin-konsert en wanneer jy vra waarom, sê hy, dis bloot 'n fisiologiese reaksie op klankgolwe. Ja, natuurlik, ons almal huil so. Die eintlike verskil is dit. Watter taal praat jou brein wanneer jy paniekerig raak? Wanneer die lewe jou met 'n krisis bedien, gebeur die volgende. Die metafories spirituele mens sê, o, ek is in my woestynfase. Die nag van die siel, die donker maan, die skadu archetype. Laas toe dit gebeur het ek 'n boek gekoop en alles was daarna effens beter. Die sekulêre mens sê, my serotonienvlakke is laag, my prefrontale korteks het onttrek, ek het 'n vriendelike dosis kognitiewe gedragsterapie nodig. Maar let op, beide koop uiteindelik 'n boek. Die mensdom word deur boekwinkels staande gehou. Hoe hulle mekaar verkeerd verstaan? Spirituele mense dink sekulêre mense is koud. Sekulêre mense dink spirituele mense is mildelik ontspoor. Albei het 'n punt beet, maar albei oorvereenvoudig gewis. Die waarheid is, sekulêre mense huil net later. Spirituele mense huil sommer net dan en daar. En almal, ongeag hul filosofie, kners definitief op hulle tande in die verkeer. Die spirituele mens sit in 'n verkeersknoop en sê, hierdie is 'n uitnodiging tot vrede. 5 minute later is hy besig om met sy chakra-versameling te beklei. Die sekulêre mens sit in dieselfde verkeer en sê, dit is statisties waarskynlik dat hierdie met my sou gebeur. 5 minute later slaan hy die stuurwiel en sê, statistiek is sommer snert. Ons is almal mense. Waar ontmoet spiritueel en sekulêr mekaar? Die 3 universele waarhede van menswees is die plek. Almal is ergens op pad, weg van Egipte af.
Die spirituele mens noem dit Egipte. Die sekulêre mens noem dit my jeug. Tweedens, almal het verwondering. Die spirituele mense sien 'n ster en sê, dit is heilig. Sekulêre mense sien dieselfde ster en sê, dit is 'n plasmabal van 4,6 miljard jaar oud. Maar albei kyk langer as wat nodig is. Albei voel iets. Derdens, almal probeer om nie te hard gebak te wees nie. Spirituele mense sê, wees sag en ook met jouself. Sekulêre mense sê, selfsorg is belangrik vir neurogesondheid. Dis dieselfde begrip in verskillende tale. 'n eenvoudige illustrasie hiervan is die storie oor die boom en die professor. 'n Professor, 'n kwaai ateïs, glo in niks buiten empiriese metodes nie. Sy kind vra toe eendag, pa, dink jy die boom weet ons is hier? Die professor sê, nee my kind, bome dink nie. Daar was 'n stilte. Toe sê sy, maar ek dink hy voel iets. Die man vertel later, hy het die eerste keer in sy lewe gedink, ek het nie 'n teologie nie, maar ek het 'n kind met insigte wat my neurowetenskap laat sweet. Kinders is gevaarlike filosowe. Hulle hou nie by ons raamwerke nie. Die groot ironie is dit. Beide groepe word soms fundamentaliste. Spirituele mense word fundamentaliste van metafore. Sekulêre mense word fundamentaliste van skeptisisme. Die spirituele fundamentalist sê, die verhaal beteken dit. En jy mag nie vra, maar hoe weet jy dit nie? Die sekulêre fundamentalist sê, net wat bewys kan word bestaan. En jy mag nie vra, kan jy bewys dat net wat bewys kan word bestaan nie? Albei ervaar emosionele kortsluitings as jy hulle sekerheid bevraagteken. Daarom het ek lankal besluit, dis nie spiritualiteit wat gevaarlik is nie, en ook nie skeptisisme nie. Dis mense wat seker wil wees. Daar's 'n kort gids tot die 3 menslike tipes. As jy hou van praktiese goed, hier is 'n eenvoudige gids om die 3 tipe mense te identifiseer. Dis natuurlik weer eens my oorvereenvoudiging. Die spiritueel metaforiese mens dink alles is 'n teken, alles. As die wifi nie werk nie, sê hulle, die heelal vra vir my om te rus. Die sekulêre mens dink niks is 'n teken nie. Nie eers 'n stopteken nie. Hy ry daardeur as niemand kyk nie. Die gewone mens, hy glo wat hy op Facebook lees. Hy is die gevaarlikste van almal. Hier is 'n ligte doodsteek. Ons soek almal sin. Maar niemand wil dom lyk nie. Ons is vreemd. Ons sal eerder 'n 3000 jaar oue verhaal metafories interpreteer, of 'n lang TED Talk kyk oor neuroplastisiteit, as om eenvoudig net te sê, ek voel verlore en ek weet nie wat op aarde dit beteken nie. Ons is doodsbenoud om onsself in die oë te kyk. Ons verkies teorieë bo rou eerlikheid. Ons verkies verduidelikings bo kwesbaarheid. Ironies genoeg, dit is wanneer iemand uiteindelik sê, ek weet nie, dat hulle begin wys word. Laat ek afsluit met 'n beeld en 'n glimlag. Die mens is soos water wat na die see soek. Party kronkel deur berge van metafore, stories en simboliek. Ander vloei stilweg onder die grond in die kanaaltjies van logika en wetenskap. Maar al hierdie water eindig op dieselfde plek, die see van gewone menswees. En daar, in die see, gebeur die laaste grappie van die lewe. Die metaforiese mens kyk op en sê, die oseaan is groot bewussyn. Die sekulêre mens sê, dis 'n massa soutwater voortgedryf deur getykragte. En die gewone mens sê, waar sit ek my strandstoel neer? Maar uiteindelik word almal van ons nat.
En dit, liewe vriende, is die groot geheim van betekenis. Ons verstaan eers die lewe wanneer ons ophou om dit raak te beskryf en net op die water begin dryf. Ronde nommer 3. Waar vind mens betekenis? En hierdie keer is ek ernstig. Daar's 'n ou storie wat nooit werklik gebeur het nie, maar tog elke dag gebeur omdat dit te waar is om nie waar te wees nie. 'n Rabbi, 'n ateïs en 'n boeddhis stap in 'n antieke tempel in. Die rabbi kyk rond en vra, waar is die skrif? Die boeddhis sê, waar is die stilte? Die ateïs vra, waar is die uitgang? En elkeen kry, soos dit gaan met diep mense, presies waarvoor hy gekom het. Ek begin hier, omdat dit die wêreld opsom waarin ons leef. Party mense vind betekenis deur antieke geskrifte metafories te lees, ander vind dit deur skepties te dink, en nog ander deur eenvoudig net mens te wees. Met 'n soort eerbare sekulêre verwondering wat nie na name vir goed op soek is nie. En ons almal, of ons nou na die uitgang soek, of na die skrif, of die stilte, ons is op dieselfde soektog uit. Waarheen met hierdie wonderlike, onstuimige, verwarrende menslike bestaan van my? En watter taal gebruik ek om dit vir myself verstaanbaar te maak? Waarom lees mense nog antieke geskrifte? Hierdie vraag kom dikwels uit die mond van skerp sekulêre mense. Hulle kyk na antieke tekste soos tieners na 'n faksmasjien en sê, hoe op aarde gebruik mense dit nog? Maar die waarheid is, mense lees antieke geskrifte nie omdat hulle oud is nie, maar omdat mense sedert die steentydperk al probeer verstaan waarom hulle voel soos hulle voel. Antieke geskrifte is soos argeologiese kunswerke van die menslike siel. Adam en Eva is nie geskiedenis nie. Dis 'n lang sielkundige sug. Hoe het ek my onskuld verloor en waarom bly ek skuldig voel oor dinge wat lankal vergete is? Exodus is nie 'n aardrykskunde-boek nie. Dis 'n innerlike strekbeweging. Hoe stap ek uit my eie Egiptiese beperkings, vrese en ou patrone uit? En waarom wil ek so dikwels teruggaan, net omdat die kos daar beter was? In terapeutiese taal sou 'n mens sê, antieke mites is die droommateriaal van die mensdom. Ons lees dit omdat ons ons eie siege daarin herken. Selfs Carl Jung het gesê, mites is die oorspronklike taal van die siel. Wanneer mense hierdie geskrifte metafories lees, nie letterlik nie, kry hulle 'n simboliese woordeskat vir goed waarvoor daar geen moderne woorde uitgedink is nie. Skuld, waardigheid, onbewuste konflik, begeerte, misterie, verlies, hoop. Antieke tekste gee vir ons 'n soort kunsmuseum vir innerlike ervarings. Wat dan van sekulêre mense met diepte en deernis? Ek het al dikwels ontdek dat die mees deurwinterde ek glo in niks nie mens by 'n braai die een is wat stil word sodra die sterre verskyn. Hy kyk op, hy hou sy drankie 'n bietjie losser vas en hy vryf sy hond se kop en hy sê, weet julle, uiteindelik is ons almal maar net sterstof. En ons probeer ons bes. Daardie sin is 'n preek. Hy weet dit net nie. Baie sekulêre mense leef met 'n soort sagtheid sonder 'n teologie. 'n Etiek sonder 'n kosmiese gehoor. 'n Deernis wat nie as 'n goddelike opdrag gekom het nie, maar deur keuse. Hulle glo nie noodwendig in 'n innerlike reis nie, maar hulle leef dit soms beter as diegene wat 3 boeke daaroor gelees het. Hulle vind betekenis in wetenskap wat verwondering ontlok, in kuns wat hulle verbeelding prikkel, in menslikheid wat hulle harte roer.
en in stil, eerlike teenwoordigheid sonder enige metafisiese drama. Ek het al gesien hoe 'n streng rasionalis in trane uitbars oor 'n Chopin nocturne. En toe ek vra wat het gebeur, antwoord sy, ek weet nie, maar iets het gebeur. Noem dit wat jy wil. Siel, bewussyn, die limbiese stelsel wat sing, dis 'n ervaring wat jou verander. Die sekulêre mens se pad is dikwels eenvoudiger, maar nie vlakker nie. Hy leef sonder mites, maar met menswaardigheid. Sonder rituele, maar met teenwoordigheid. Sonder antieke verhale, maar met moderne eerlikheid. Die eintlike verskil? Dis net taalsisteme vir betekenis. As 'n mens al die filosofie, godsdiens, spiritualiteit en sielkunde aftrek, bly net een verskil oor. In watter taal vertel jy die storie van die lewe vir jouself? Die metafories spirituele mens sê, ek het 'n innerlike Egipte, 'n Kanaan, 'n woestynpad, 'n engel en 'n nag van worsteling. Dit is nie bonatuurlik nie. Dit is beeldspraak vir 'n innerlike werklikheid. Die sekulêre mens sê, ek het traumas, patrone, snellers, neuroplastisiteit en ek probeer om 'n beter mens te word. Dit is nie koue wetenskap nie. Dit is begripsraamwerke vir innerlike groei. Beide is verhale, net in verskillende idiome. Selfs die mees sekulêre mens leef in 'n verhaal. Dit is onmoontlik om betekenis te skep sonder 'n narratief. Van bo af gesien is die verskil maar klein. Die een dink in simbole, die ander in patrone. Die een werk met metafore, die ander met data. Maar beide werk met hulle diepste ervarings. Waar ontmoet hulle mekaar? Daar is 3 plekke waar spiritueles en sekulêres hande vat. In etiek. Albei soorte mense sê, moet niemand skade aandoen nie. Help om ander se las te verlig. Versag jou blik wanneer jy iemand sien pyn verduur. Moet jouself nie verhard teen jou eie seer kry nie. Die een sê, want die beeld van God is in jou. Die ander sê, ek herken myself in jou menslikheid. Maar die uitkoms is presies dieselfde. In verwondering. Spirituele mense sê die misterie van ons bestaan is heilig. Sekulêre mense sê die heelal is onvoorspelbaar groot en kompleks. Dis dieselfde sin, net met ander woorde aan mekaar gestring. In selfinsig en genesing. Wanneer die lewe skielik onverwags sy seerkry bring, ontdek jy dat die spirituele mens sy metafore nodig het en die sekulêre mens sy sielkunde. Maar albei moet dieselfde plek betree. Die binnekamer waar jy jou eie masker afhaal. Ek het al mense gesien wat uit godsdienstige tradisies kom en eers werklik begin genees nadat hulle 'n terapeut gaan sien het. En ek het ook al mense gesien wat hulle hele lewe lank sekulêr was, maar eers werklik begin leef het nadat hulle 'n simbool teëgekom het wat eensklaps tot hulle siele gespreek het. Ons is 'n ingewikkelde spulwesens. Ons koppe werk met metafore en neurone. Hier is 'n ander storie oor die boom, die professor en sy kind. Die filosofieprofessor is streng ateïsties en hy stap eendag met sy 6-jarige dogtertjie in 'n park. By 'n ou boom gaan staan hulle albei stil. Sy kyk op en kyk na hom en vra, dink pappa die boom weet ons is hier? Nou ja, dis nie die soort vraag waarop 'n ateïs gemaklik sal antwoord nie. Hy sê, nee my kind, bome dink nie. Sy knik. Hulle stap verder. Daar's 'n stilte. Toe sê sy met 'n stemmetjie so sag, dat hy skaars hoorbaar is, in trane. Maar pappa, ek glo, hy voel ons.
Hierdie man het later vertel dat dit die eerste keer in sy volwasse lewe is dat hy besef het, jy hoef nie te glo dat 'n boom dink om te erken dat hy iets onbeskryfliks in jou wakker maak nie. En daardie iets is magies en wetenskaplik. Die kind het sonder om te weet misterie en biologie bymekaar gebring. Die ironie is dat spirituele mense soms te letterlik is en sekulêre mense soms te seker. Die spirituele mens wat alles metafories lees, sukkel soms om te aanvaar dat ander mense nie hierdie raamwerk nodig het nie. Die sekulêre mens wat so trots is op sy openheid, kan versteen by die aanhoor van enige iets wat antiek en simbolies klink. Beide van hulle word soms vasgevang in hulle eie soort ortodoksie. Die grootste probleem is nie dat mense glo of nie glo nie. Dis dat mense hunker na sekerheid. Eckhart Tolle het dit goed gestel. Die behoefte om reg te wees is die klein ek sy heel grootste versoeking. En daar raak die gesprek bot toe. Want ons praat nie eintlik vandag oor mites en wetenskap nie. Ons praat oor die menslike ego, identiteit en die vrees om verkeerd te wees. Waarom het spirituele mense 'n behoefte aan metafore? Omdat die onderbewussyn in metafore dink. Drome, kuns, musiek, die taal van emosie, niks daarvan is letterlik nie. 'n Mens kan nie 'n gebroke hart heel maak met 'n Excel-blaai nie. Jy het beeldspraak nodig. Jy het 'n storie nodig. Jy het 'n ritueel nodig. Waarom soek sekulêre mense verklaringe? Omdat die verstand veiligheid vind in begrip. As ek verstaan hoe iets werk, maak dit minder seer. Sigmund Freud het geskryf, om die waarheid te ken is reeds 'n vorm van heling. En dis waar. Maar Jung aan die ander kant sou weer sê, nie alle heling lê in verduidelikings nie. Party lê in die vermoë om die misterie van die lyding bloot te verdra. Die mensdom leef in die dans tussen hierdie twee. Nou waarheen gaan ons nou? Na 'n nuwe soort mens wees. Ek dink, die wêreld beweeg na 'n nuwe archetype van mens wees. Iemand wat wetenskap respekteer, maar ook poësie nodig het. Iemand wat weet die brein is 'n orgaan van miljarde neurone, maar wat soms in die nag opkyk na die sterre en voel, daar is 'n grootsheid in my kleinheid. Iemand wat nie meer vra, is dit waar nie, maar eerder, is dit waar vir my, sonder dat ek die wêreld mislei of myself verloor. Metafore is nie fiksie nie, dit is innerlike gereedskap. Wetenskap is nie koud nie, dit is 'n taal vir verwondering. Ons is besig om 'n nuwe soort menslike volwassenheid binne te stap. Nie godsdienstig nie, nie dogmaties sekulêr nie, maar bewus. Ek sluit weer af met die storie oor die see en die water. Die menslike soeke na betekenis is soos water wat na die see op soek is. Sommige strome vloei uit die berge soos riviere vol stories. Hulle kronkel deur antieke tale, deur mites en metafore. Hulle dra die klei van oudheid en die oudheid aan hulle voete. Ander vloei ondergronds, stil, helder, eenvoudig, soos grondwater wat net sy pad volg. Geen simboliek nie, geen ritueel nie, net eerlikheid. Maar al hierdie water kom uiteindelik by dieselfde see uit. Die see van menswees, waar die golf breek en jy vir 'n oomblik verstaan, ek is net water wat beweeg. Ek is nie my storie nie. Ek is nie my sekerhede, my vrese, my mites of my wetenskaplike verklaringe nie. Ek is deel van die een groot stroom van mense wat probeer om sin te maak uit hierdie kort, brose lewe. En dalk, net dalk, is dit die grootste waarheid van almal.
Die manier waarop jy sin maak moet jou help om meer mens en minder bang vir onsekerheid te word. Die metaforiese soeker, die sekulêre denker en die mens met sy hond en sy sterre, ons almal is op soek na dieselfde see. Daar aangekom, ontdek ons almal maak die aarde ewe nat. Dit was my 3-ledige storie. Dankie Jannie, speel vir ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.